En welkom kykers by nog 'n episode van Klets Kompas. Vandag gaan Irene Marie weer terug op die skerms kom en bietjie nuus saam met my gesels. En dan natuurlik vir die onderhoud gedeelte van vandag se episode gaan ons dinge bietjie anders doen, maar ek sal vir julle meer vertel as ons daar kom. Maar voordat ons bietjie nuus lees, die weer vir julle gee en julle weet die gewone goedjies doen, gaan ons weer vandag kyk by een van die finaliste vir die Republikein Bruidspaar kompetisie, bietjie meer van hulle leer ken en dan natuurlik weet julle, die 2de tot die 4de September by die CST Expo gaan hierdie finaliste bietjie vir ons wys wat steek in hulle. So kom ons ontmoet een van die finaliste vir die Republikein Bruidspaar kompetisie. Vandag ben een van my vrou se impulsiewe besluit alweer. Hoe kan jy sê dis impulsiewe besluite? Ek spaar letterlik vir hom geld. Hoe? Want jy koop nie alles op een tyd. Jy onthou, hierdie panels het ons 4 op een slag gekoop en een weer die ander maand. En toe koop ons eers die verf. Nee maar, dit is dan elke maand wat ek geld moet uitdeel vir hierdie goed. Nee, dis girl math. Maak seker sin. So my broer het klaar die krakke uitgeslaan en gevul. Ons gaan nou net die verfwerk doen. Ek en my man. Ons verf letterlik weer wit. Man, wat ken? Skep. Wat moet ek maak? Waar moet ek verf? Moenie op my kop mosie lief. Die swart ding, wil jy wat raak jy? Wat weer? Ja. Hy sal nie oor een laag weer, dit is 'n paar laag. I love this white. It's very beautiful. Baby, ek maak vir jou haartjie. Kom maar, vir hartjie. Max! As jy klaar is, dis olieverf. Ek maak vir jou die amies af het. Max kies aan my gesig was. My hare. Die amies af het. Jy gaan maar na Ami toe gaan. Jy wil my net wegstuur. Nie om my eie beeld te blaas nie, maar julle kan gerus vir ek en my man kontak as julle enigsins die huis wil oorverf. Ons doen dit vir julle met liefde. 'Cause home is you. Home ain't a house that's built for two. Baby, you're the whole view. You're the windows and warmth in my living room. And as long as you let me, I'd like to live here too. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Daar het julle dit, een van die finaliste vir die Republikeins Bruidspaar kompetisie. As julle hulle in persoon wil sien in aksie, weet julle waar om te wees by die CST Expo. Maar vir nou gaan ons bietjie gesels oor wat julle kan verwag met die Republikein vir môre. En natuurlik is Irene hierso om bietjie saam met my
te krap in die koerant. As ek dit so kan sê, Irene, hoe gaan dit? Dit gaan goed, ek voel asof ek nou al deel van die meubels is hierso. Deel van hierdie grys stoel. Ek weet ons kykers is altyd op hulle se gelukkigste as hulle vir jou kan sien. 'n Bekende gesig maak nooit Ek seer dink nie. hulle is dalk die enigste mense wat sal gelukkig is om my te sien as hulle is. Wel, Irene, môre is 'n nuwe dag. Nuwe dinge wat gebeur en natuurlik Vrydag. klomp nuus voor die naweek wat ons kry en is Vrydag, soos ons sê, die naweek gaan begin. Die naweek is verskriklik besig. Dit is die finale van die NSSR rugby en die skole, die gees van die semifinale van laas naweek het net oorgeskuif en geverdubbel vir hierdie naweek. Ons sien uit om vir Windhoek Affies en Windhoek Gimnasium in aksie te sien. En ek weet nie wat om te verwag nie. Weet jy, ek weet ook nie regtig nie. Hulle het mos elke jaar het hulle die interhoor, jy weet in daardie rugby wedstryd altyd 'n groot een om te gaan kyk. So ek sou hoop daai gees van die interhoor dra oor na die NSSR toe. Eintlik hoop ek vir nog bietjie meer want jy weet dis so half 'n interskole ding en nou skielik is dit meer as net die twee skole en jy het hierdie stadion, Huggy Geingob stadion, jy weet. Dis nie sommer gou wat nou om niks weg te vat van die skool se rugbyveld nie. Dis nie gou oor die skool se rugbyveld nie. Dis by 'n regtig groot stadion, jy weet. Ja, ek dink die waar dit plaasvind speel 'n baie groot rol oor die gees, die atmosfeer wat gestel word. Dis een ding om rugby te gaan speel en te gaan kyk by Affiespark of by Windhoek Gimnasium, en nou kom jy by die Huggy Geingob stadion en alles, dis nie net by die huis nie. Jy het nou klaar gemaak om iewers te gaan vandag. Jy's op 'n groot seentjieveld hierso. Ja, definitief en ek kan eintlik nie wag om te sien nie. Ek het as my getalle nie weghardloop van my nie, my datums, het Windhoek Affies in 2019 laas die NSSR gewen en Windhoek Gimnasium in 2023. Ja, kyk, ek volg nou nie die statistieke soveel nie. Ek is maar 'n media persoon en jy weet dit van my, ek het 'n absolute passie vir die media. So ek hou 'n oogie altyd uit op hoe die media gedoen word. So as jy van die huis af kyk, gaan daar vir jou 'n stem wees waarna ek baie opsien. Fanie Cronje is in die kommentator. My nie alipad uit die syde uit vir dit nie. Hy kom lekker ver. Hy kom om ver deel te pad, wees van dit. En dit is die wag en die moeite werd. Ek dink vir ons by Netwerk Media Hub is dit altyd die moeite werd en Netwerk Sport Hub ook om vir Fanie Cronje in die kommentatorstoel te hê. Hy kwyt homself absoluut fantasties van sy taak wanneer ook al hy dit doen. Ons het al by Napso gehoor as hy daar kommenteer dan dit vloei, dit vloei Hy's lekker. 'n bietjie van 'n meme geword. 'n Paar jaar gelede het hy Walvisbaai laerskool of Walvisbaai privaat skool se kleintjies, hulle het mos nou die skille en die sappies en die pitte en jy weet. En toe het van hierdie seuns hulle op Tsumeb gespeel en Tsumeb is mos nou Tsumeb, jy weet. En daar's toe nou dubbeltjies op die veld wat vir my spreek tot rugby gees. Ons almal onthou, jy weet. Ja, definitief. Die rugbyveld met die dubbeltjies en toe het van hierdie spelers toe nou so 'n bietjie gebreek toe hulle besef daar's dubbeltjies in sy kommentaar toe nou absoluut die oomblik gemaak. Ja, en dis iets wat ek nou nog van tyd tot tyd op die rugby pages sien opkom, is daai video van oom Fanie en die seentjies. Wat noem dit? Papwiele. Papwiele. Ja, maar ek dink 'n mens wat die kommentaar gee, as hulle weet wat hulle doen, dit kan ook die atmosfeer in enige rigting vat. En hy is definitief iemand wat sover vir ons bewys het dat hy weet wat hy doen en hy kan dit. So as jy nie by Huggy Geingob gaan kyk nie, Netwerk Media Hub se platforms, NTV, oneup2.com waar jy vir hom Fanie kan hoor. Van die huis af, die gemak van jou huis af, maar is altyd beter om dit in persoon te kyk. Ons weet dit niks kom by in die oomblik van daar wees en alles nou sien nie, maar as dit nie vir jou opsies is, kyk hom van die huis af. Ons het seker gemaak jy kan dit van die huis af kyk. Maar definitief om iets soos te doen wat om Fanie doen, dit vat 'n kreatiewe mens. En ons het onlangs 'n bietjie van nuus, of kom ons sê ons governor het vir ons bietjie vertel oor
wat ons veronderstel is om te doen in die kreatiewe spasie. Hy het gesê hy sien 'n toekoms waar die kreatiewe spasie werk dryf in Namibia. Ja. Ek moet vir jou sê ek het vir 'n ruk lank met Kollig Republikeinse vermaaklikheidsblad gewerk en dit is iets wat my ongelooflik na in die hart lê, is die kreatiewe bedryf en die kreatiewe sektor en waartoe dit kan in staat wees. Die ding is, ons het vanoggend gesels oor Mafangeo se kunswerke. Ja. Daar's baie mense wat 'n Mafangeo kunswerk destyds gekoop het vir $20 of $50 en nou is hy absoluut duisende indien nie miljoene werd nie, jy weet. En dit is die krag wat kuns het in Namibië, die mag wat kuns het. En jy weet, ons het 'n baie unieke stem in die sin dat ja, ons kan spreek tot apartheid, maar ons kan spreek tot 'n ander faset van apartheid en ons kuns kan daardie storie vertel, maar kan ook die storie vertel van 'n stryd om onafhanklikheid, jy weet. Ja. Ek dink ons is die enigste land ter wêreld wat jy weet, apartheid om onafhanklik te wees van apartheid was nie onafhanklikheid nie, dit was 'n stryd om 'n nuwe regering wat vir al die mense praat, jy weet. Maar Namibië het 'n stryd om onafhanklikheid van daardie stelsel gehad, jy weet, en dis wesenlik twee verskillende dinge. Seker tipe goed wat ons kuns tot kan spreek. En is een van daai dinge wat jou insetkoste en as jy werklik suksesvol is, dit wat jy uitkry, is wêrelde verskil soos Mafangeo se kunswerke. Definitief. Jy weet, so ons kan so baie maak uit ons kreatiewe sektor, maar tog dink ek nie regtig die regering weet waar om te vat en waar om te los in hierdie stadium nie. Dit is 'n sektor wat bietjie spesiale aandag moet kry, want ek is self ook in die bedryf, ons sien die potensiaal wat daar is. Die Afrikaanse woord kom nou nie by my nie, maar hoe om daai potensiaal te stoot, om rigting te lei. Dit is wat ons nog bietjie moet uitfigure, lyk dit my. En vir ons kykers daar buite, nie om te veel weg te gee nie, maar as die kreatiewe spasie, die sektor vir jou iets is wat naby in die hart is, beter jy volgende week Dinsdag inskakel. Ons het 'n baie spesiale gas wat ek nie kan wag om mee te gesels, maar julle sal moet Dinsdag inskakel om uit te vind wie dit is. Ja, maar ons kreatiewe bedryf, soos ons toerismebedryf, jy weet, ek dink ons het onlangs gesels oor hoe die toerismebedryf half hierdie low hanging fruits het. Ja. Dat jy nie noodwendig 'n graad 12 kwalifikasie nodig het of 'n graad of wat ook al om waarde te put uit die bedryf nie, maar hy het ook daardie geleenthede vir jy weet maatskappye soos Namibia Wildlife Resorts, Gondwana en so aan en so voort. Ja. En dis dieselfde met die kreatiewe bedryf, maar die verskil met die kreatiewe bedryf is dat selfs al is jy hier op die toppunt, bly jou insetkoste baie naby aan wat dit was toe jy hier onder was, jy weet. begin het. Ja, so jou insetkoste raak nie wesenlik meer nie, maar dit wat jy uitkry kan regtig die hoogte inskiet. Maar dit gesê, jy weet, daar moet rigting gegee word en ek dink daar moet 'n unieke Namibiese, ek het dit vanoggend vir jou ook gesê, ek dink daar moet 'n unieke Namibiese benadering tot die kreatiewe bedryf ontwikkel word en werklik ontwikkel word. Nie kom ons kyk wat gebeur nie, want as ons kyk wat gebeur, dan gaan niks gebeur nie, jy weet. Ons gaan moet sit en intensief daaraan werk en moet werk saam met kunstenaars, saam met suksesvolle kunstenaars, saam met kunstenaars wat nie so suksesvol is nie, maar graag wil wees en uitvind waar ons tekort skiet in hierdie stadium. Ja, want die mense in die bedryf is die beste mense wat sal weet waar kom ons tekort. En Irene, ek weet nie van jou nie, maar ek is opgewonde om te sien hoe lyk die toekoms vir Namibiese kunstenaars en kreatiewe mense daar buite. Maar ons moet nou eers bietjie gaan uitvind wat is môre se klere drag. En bietjie vir ons kykers laat weet of dit 'n dag is waar jou baadjie in die kar lê, by die huis lê of heeltyd aan jou jip gaan wees. So baie dankie Irene. Ek het lekker met jou gesels en ek dink ons kykers gaan nou bietjie meer weet wat om te verwag by môre se Republikein. Definitief 'n Vrydag edisie van die Republikein is altyd 'n lekker een, want dit gee vir jou 'n bietjie insig oor wat jy ook kan verwag
oor die naweek. En ek weet ek is baie besig die naweek. Irene Marie, ek hoop dit is jou af naweek en jy werk. Ek het 'n troue hierdie naweek. Ek het 2 mense wat trou hierdie naweek. Wel, dit lyk my dis trouseisoen daar buite. Ja, dis trouseisoen vir my. Ek het 5 troues hierdie maand. Wel kykers, dit was nou Irene Marie, 'n gesig wat julle almal baie goed ken. Ons gaan nou aanbeweeg na bietjie weer toe. Kom ons kyk hoe lyk dit met môre se weer. En dit is tyd vir my om vir julle bietjie meer te vertel oor môre se weer regdeur Namibië. Ons gaan dan natuurlik begin by die hoofstad met 12 grade Celsius en 29. Dan gaan ons Gobabis toe met 13 en 30. Alipad in Otjiwarongo met 14:30 en in Rundu sit ons met 11:33. En dan gaan kyk ons bietjie in die kus by Walvis Bay met 17:30, Swakopmund 14:19 en in Alipad in Oranjemund sit ons met 10:21. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Daar sien julle dit weer, die CST Expo wat die 2de tot die 4de September by die Geingob Stadium gaan plaasvind. So baie dinge gebeur en julle, as julle nog nie CST gesien het of daarvan gehoor het nie, dan moet ek dit nou net sê, dan bly jy seker maar onder 'n klip. Want CST is waarvoor almal deesdae praat, want dit is om die draai. En ons span hierso by NMH is so opgewonde om vir julle te wys wat hierdie land het om te offer en hoe kan jy deel wees van CST? En natuurlik, soos ek vir julle beloof het in die begin, gaan ons bietjie terugkyk na laas naweek se wynproe-geleentheid saam met 'n paar van die groot borge wat vir CST moontlik gaan maak. Ons gesels bietjie met spanlede van CST. Een van die myn borge, DB Audio, gaan bietjie vir ons vertel hoekom hulle voel dis belangrik om deel te wees van CST en wat dit beteken vir die land om as kreatiewe sport en toerisme alles bymekaar te bring en CST Expo 'n realiteit te maak. Kom ons gaan loer bietjie terug na laas naweek se wynproe-geleentheid by die Geingob Stadium. Hi there, my name is Ashwin Betty, and we are right here at the Synergy Lucy, where we're having a good time doing some wine tasting and rating the wines themselves. And all of this is a part of the pre-CST Expo exposure to anyone who wants to understand what we are about. Because while we're up here doing wine tasting, down there, there's rugby. And of course, from 2 to 4 September, you can expect the creative sport and tourism industries to converge right here at the Hage Geingob Stadium. So if you don't mind, I've got a glass to fill. Hi everyone, my name is Mandime. I'm from the CST team. I am looking to invite you all to the CST Expo that's happening from the 2nd to the 4th of September. We have so many sports codes that will be happening at the event. We have rugby, we have volleyball, we have esports, we have bodybuilding, and we are looking to have so many people show up. Make sure to bring your friends, bring your family. We are all looking to welcome you to this amazing event. Thank you so much.
Ek dink dit sal makliker wees om op te som wat Ernst Steinberg nie in kreatiewe bedrywe in Namibië doen nie. Ernst Steinberg, hoe gaan dit? Nee, dis reg. Dis baie lekker om hier te wees vandag saam met julle. So, jy is betrokke by CST deur DB Audio. Dis reg. Vertel bietjie meer oor hoe daai vennootskap werk. Genigtig. DB Audio is nou al 22 jaar aan die gang en in die bedryf en ons ken nou al die hele NMH groep en Michelle Leroux deur die hele proses. Ja. So dit was net half 'n natuurlike uitgang gewees dat as so 'n groot inisiatief dan plaasvind dat ons betrokke sal raak op 'n manier. En hoekom vir DB Audio betrokke kry? Ek meen daar is musiekkonserte, laat dit by jou ore uitkom. Hoekom CST? Ja. Weet jy, ek dink daar's 'n bietjie van 'n wanbegrip wat maatskappye soos DB Audio doen. Mense dink aan ons in terme van musiekkonserte en die tipe van ding, maar ons serve eintlik 'n baie korporatiewe mark. Jy weet al jou konferensies en jou product launches en al die tipe van goed wat gebeur. En in daardie hele proses, tesame met al die vermaaklikheidsgoed, is daar altyd 'n element van veiligheid wat betrokke is by events. En dit is iets wat ons nou al agtergekom het in die land. Daar is sekere riglyne, maar dit word nie daadwerklik opgevolg om seker te maak dat ons geleenthede heeltemal veilig is. Ja. En daar is niks wat ons wil hê dat 'n ongeluk of iets van die aard ons hele besigheid in die hele land moet benadeel nie. So ons het baie betrokke geraak met health and safety for the events industry. So vroeër vanjaar het ons 'n seminar aangebied. Snaaks genoeg juis hier by dit was by die cricketgronde daaroor kan waar ons mense bewus gemaak het van die feit dat niemand wil hê iets slegs moet gebeur nie, maar volg ons internasionale riglyne na om seker te maak dat ons reg is binne wat verwag word binne ons bedryf, as dit sin maak. Ja. En dit is juis iets wat ons dan ons sien hierdie hele platform van CST as 'n platform. Dit is vir die toerismemark, dit is vir die eventsmark. Ons wil tog net seker maak dat wat ons ook al doen gebeur veilig. En dat almal die nodige gewaarwording het om seker te maak alles gebeur veilig. En wanneer het julle om en by met hierdie inisiatief begin? Genigtig, ek dink dat soos ek sê, ons is nou al 22 jaar oud. In hierdie hele tyd was occupational health and safety baie belangrik vir ons gewees, jy weet. Maar ek dink dat soos wat geleenthede, events raak groter, dinge raak groter, daar is meer rolspelers in die mark, jy weet, net of half seker te maak dat almal daai nodige gewaarwording het. Want ons het nou al gesien hoe dit gebeur in kleiner markte in die wêreld. Selfs in Suid-Afrika in 2004 dink ek was daar 'n verhoog wat ineengestort het. Ja, met die president Thabo Mbeki daai stadium op die verhoog en daar was 'n parlementariër, daar was 'n vrou wat haar rug gebreek het. Sy was verlam na daardie insident. Ja. So onmiddellik na daardie insident was daar verskriklike sterk riglyne in die Suid-Afrikaanse bedryf van wat jy mag en wat jy nie mag doen nie. En ons punt is net, het ons 'n tragedie nodig om seker te maak dat ons net beginne, jy weet, optree volgens internasionale veilige riglyne. Is dit? Ja. So afgesien van tragedie en die voorkoming van tragedie, voel jy dat hierdie riglyne bydra tot die algehele kwaliteit en mense se genot van sulke tipe bijeenkomste? Absoluut. Ek dink veral ook juis vanuit die perspektief dat Namibië probeer ons deesdae bemark as 'n MICE destination, jy weet die meetings, incentives, conferences en events industry. So ons soek die groot internasionale konferensies en hierdie groot organiseerders van hierdie geleenthede, hulle kyk na sulke goed. Hulle wil weet wat se maatreëls het jy in plek. Jy weet, wat is jou track record van health and safety by events en die tipe van goed. En Namibië het so baie om te bied op hierdie front. So kom ons doen wat ons ook al kan om hierdie mense te kry om hulle groot konferensies in Namibië te kom aanbied. So julle bedryf is in sy wese, in sy kern nog steeds kreatief. Soveel soos wat jy sê, jy weet julle doen konferensies in besigheidsgeleenthede. Dit vat 'n kreatiewe, wil nie sê oog nie, dit vat meer 'n kreatiewe oor om so iets te kan doen. Wat dink jy doen iets so CST wat gesplete is tussen die 3 afdelings vir iets soos 'n kreatiewe bedryf? Weet jy, ek dink
uit my ondervinding van die bedryf van al die jare, daar's altyd hierdie tweespalt tussen kreatief en besigheid. As jy kyk na 'n advertensiemaatskappy, jy weet daar's altyd die kreatiewe mense en dan die mense wat pryse en jy weet probeer najag. En ek dink hierdie is 'n uitstekende platform waar daardie verskillende aspekte mekaar kan vind om te verstaan hoe kreatief bydra tot die ekonomie, né? Dat wat noem hulle dit, die creative economy, né? Die kreatiewe ekonomie. Dat ons is net daar om ons liedjies te doen en ons films te maak en te wat ook al, dit dra by tot. Ek onthou 'n paar jaar gelede, as jy my vergun om te vertel, by 'n konferensie. Dit was so net voor omtrent seker COVID. Was daar 'n konferensie waar iemand die statistieke uitgelê het dat gewys het op daai stadium in Suid-Afrika, dit was so 2017-2018, in Suid-Afrika het die kreatiewe ekonomie 'n groter bydrae gelewer tot die GDP van die land as agriculture. Nou dit was 'n droogtejaar. Ja. So dit maak, maar ek dink die mense besef dat die geld wat daar lê in musiek, in films, in televisie en in die creative economy is so sterk soos wat dit is nie. Ja. En ek dink dit is fantasties dat ons regering dit raak sien. Ja. Jy weet, en dat ons president en die ministers so daadwerklike poging aanwend om dit te bevorder, want dit is die moeite werd. So ja, dis kreatief, dis lekker, dis kreatief, maar terselfdertyd daar is ook geld by betrokke. En hoekom kan 'n mens nie die twee beide akkommodeer? Ja, hoekom kan ons nie sommer al drie van hulle akkommodeer nie? Dankie dat jy by ons was, Arend Dis Steinberg. reg, groot plesier. Dit was Arend Steinberg van DB Audio op Kletskamp. Daar het julle dit, die CST Expo 2 tot 4 September by Huggie Kenkop Stadium. Ons hoop ons sien julle daar. Maar dis al vir Kletskompas. Julle weet waarom ons te kry maandag tot donderdag om 8 uur, DStv 285 en GoTV 25 en natuurlik 1up2. Sien julle by die volgende episode.